Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Vrydagoggend. Ons is besig met Lukas 5 vanaf vers 17. Op 'n dag, terwyl Jesus besig was om die mense te leer, het daar ook Fariseërs en wetsgeleerdes gesit, wat uit elke dorpie van Galilea en Judea en van Jerusalem gekom het. Die krag van die Here het in hom gewerk om mense te genees. Net toe kom daar mense aan wat 'n verlamde man op 'n slaapmat dra. Hulle wou hom in die huis indra en voor Jesus neersit, maar as gevolg van die skare kon hulle geen manier vind om hom in te dra nie. En het toe op die dakstoep geklim en hom en sy slaapmat tussen die dakteëls laat afsak, tot tussen die mense reg voor Jesus. Toe hy hulle geloof sien, sê hy: "Vriend, jou sondes is jou vergewe." Die skrifkenners en die Fariseërs het hulle self begin afvra: "Wie is hy dat hy so laster? Wie anders as net God kan sondes vergewe?" Maar Jesus het geweet wat hulle dink en het vir hulle gesê: "Waarom het julle bedenkinge in julle harte? Wat is makliker om te sê: jou sondes is jou vergewe, of om te sê: staan op en loop? Maar sodat julle kan weet dat die Seun van die Mens volmag het om op die aarde sondes te vergewe, sê hy toe vir die verlamde: Ek sê vir jou, staan op, tel jou slaapmat op en gaan na jou huis. Onmiddellik het hy daar voor hulle opgestaan, die slaapmat waarop hy gelê het gevat en huis toe gegaan terwyl hy God prys. Almal was verwonderd en het God geprys. Hulle is met diep ontzag vervul en het gesê: Vandag het ons iets ongeloofliks gesien. Geliefdes, ons lees tot sover. Daar's verskillende invalshoeke waarmee 'n mens na 'n teks kan kyk. En dis baie keer goed om dit te doen ook. En as jy by jouself, ek hoop natuurlik dat ek mense iets kan leer van 'n manier om met die Bybel te gaan, om 'n Bybelboek vers vir vers deur te lees soos wat ons doen. Maar wanneer jy dan nou so lees, dan val dit jou op deur die aksie op Jesus. Almal het gaan luister, want hulle is geïnteresseerd. Ons kan selfs die woord gebruik nuuskierig. En dan hoor ons hierdie reaksie van almal was verwonderd en het God geprys. Dis die een reaksie. Mense is verwonderd oor wie Jesus is en hulle prys God daaroor en loof hom. Die ander reaksie sien ons by die Fariseërs, en hulle is kwaad en hulle sê: nee, maar jy mag nie vir iemand sê jou sondes is jou vergewe nie. En hulle weerstand teen Jesus bou op. Jesus sê vir die man: jou sondes is jou vergewe, omdat Jesus self dit kan doen. Omdat Jesus God is. En hy bewys dit dan, hy sê: kom ek wys vir julle dat ek die volmag het om dit te doen. Deurdat hy dan van die man sê: staan op en loop. So die doel van hierdie wonderwerk is om te bevestig wie Jesus is. Absolute bevestiging van sy godheid. Maar Jesus lê 'n klem wat ons baie keer misverstaan. En wat ek bang is in ons tyd, ons baie keer sommer net heeltemal mis. Dat ek en jy na die Here Jesus toe gaan vir sondesvergifnis. Ek en jy na die Here Jesus toe gaan en vra dat hy ons sonde vergewe. Onthou net, wanneer ek en jy nou 'n verband wil trek tussen die man se verlamdheid en sy sonde, of tussen sy siekte en sy sonde, dis nie wat die teks doen nie, dis ook nie wat Jesus doen nie. Jesus wys net sy goddelikheid, dat hy gekom het, die hoofdoel kom hy gekom het, is sodat my en jou sondes vergewe kan word. Dis belangriker nog.
is dat die mens kan loop. Die feit dat die ou nou kan loop, is net 'n bewys dat Jesus die mag het om die groter ding te doen, en dis om sondes te vergewe. Ek hoop jy verstaan dit. Kom ons gaan leef vry in ons Here Jesus Christus. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. Dankie dat ons dit mag lees. Dankie dat U ook my sondes vergewe. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dan vriende, hoop ek U gaan my help en oral versprei oor ons bazaar môre. Deel dit op alle media wat jy kan en kom kuier vir ons. Ons gaan vandag die laaste voorbereidings doen. Almal is hard aan die werk. Dankie vir almal wat so hard werk vir die bazaar ook. Mag die Here julle seën daarvoor. Amen.